Goeienaand almal, baie welkom. Kom ons sing en ons aanbid die Here deur ons stemme saam te voeg in eenheid, soos daai jelly mannetjies saam staan en saam sing. En ek dink, ja, kom ons staan vir so 1 of 2, eerste 3 liedere, lekker saam die Here prys.
Ek wil luister as U roep, want ek vlug, ek val en gly, as die stem verdof in my, voor die Heer kom word ek stil, buig my hart en buig my wil. Daar is waters in woestyne, by die herder se fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry. Wys my hoe ek moet leef, leer my om U te ken, ek alleen vertrou en al, U alleen kan my kom haal, op die weg kan U my hou, al is dit stil, al is dit blauw. Daar is waters in woestyne, by die herder se fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry. Gee my lig, omskerm my, as ek wil swig, kom anker my, want ek is broos, onvas, onwys, sal U vir my die pad kom wys, waar die spore my en lei, wil ek wandel, wil ek bly. Daar is waters in woestyne, by die herder se fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry, sal ek daar my rus kom kry. Ons kan maar sit. Jesus alleen kan ons vertrou, Hy is ons hoop, ons lied, ons kracht.
Dankie julle. Baie dankie Nicolien. Elkeen van julle. Dankie Nico. Ek is so bly vir elkeen van julle wat hier is. So baie welkom. Ek is baie bly ons kan so saam wees. So onthou tog daar's die YouTube uitsending van die aanddienste ook as mense dalk vra en sê maar hulle het 'n aand gemis of as jy self 'n aand mis, kyk tog op die YouTube uitsending as jy dit wil sien. Dan kan jy die hele reeks sien. Maar dit sal goed wees as jy hier is. Die kollekte by die deur is vir huis Bybelverspreiding. Ons doen dit elke jaar en dit is goed. Kom ons gee vir hierdie baie verdienstelike saak wat ons kan. En as jy EFT wil doen, merk dit net Bybelverspreiding. Dan kan Annel sien. En dan gaan dit vir dieselfde plek. Ons gaan ook so 'n klein administratiewe voetjie hê wat ons daar by die kollektetjie gaan vat. Ons sê dit nog net vooraf dat niemand nou ons beskuldig van jok nie. Sommer net om ons kostetjies te dek. Dit is nie baie nie. En dan julle het ons die vreugde dat Johan, kollega Johan, Pinkster hou in by die VGK in die dorp, in Tronsville. En ons kon dit vir jare so uitwerk dat hy die Pinkster daar hou en ek hier en is dit nie fantasties nie? En hulle kom donderdag aan saam met ons die VGK'ners saam met ons kerk hou. So kom ons bid ook vir hom dat die Here hom sal gebruik daar. Dit is jare wat hulle nie Pinksterdienste kon hou nie omdat hulle niemand gehad het nie. En ons het Johan het dit gelei en daar het gesprekke begin ontstaan en toe het hy dit aangebied. Hulle het gevra hoe werk dit en nou gaan dit werk. So, hoe dink nou net? So vreugde om dit te kan doen. So kom ons bid ook vir hom en vir die gemeente daar. Dan gaan ek nou vir julle werkboeke uitdeel. Die eksamenaflegging is donderdag aand 7:15. Is julle reg? Kort toe uit. Donderdag aand sit almal penne, papiere deel ek uit. As jy nie kom nie, as jy eendag hier gesien het, jy kom hier, kry jy huisbesoek en dan is dit 'n kwaai huisbesoek. Ag, dit sal so lekker wees. So ek gaan nou vir julle uitdeel. Maar ek wil eers hê julle moet kom ons bid net eers saam, dan gaan ons begin ons werk. So kom ons bid. Here, dis Pinkstertyd. Dis die tyd van die Gees. Tyd waarin ons terugdink hoe die Gees uitgestort is en hoe dit 'n nuwe kerk tot gevolg gehad het. En wat gebeur het, hoe daai kerk 'n beweging geword het wat oor die aarde versprei het tot in sy uithoeke. En vandag nog aan die gang is die beweging, u beweging, Here God. Och, en ons staan in verwondering, Here, as ons sien wat gebeur in die wêreld met die kerk, hoe die kerk, as almal hom uitgetel op sy voete, telling van 10, kerk is klaar, Here, dan beweeg die kerk, en breek nuwe grond, en ja, Heilige Gees, dis u kerk, dis u beweging, dan besef ons net, Here, u is wonderlik, u is tyd vir niks. En die beweging in ons is u beweging, en ons is deel van u beweging, en ons wil net sê, om daarvan deel te wees, is ons grootste voorreg. Ons het aangeteken om deel te wees van die beweging. We signed up, Lord. We signed up. En vat ons, beweeg met ons. En beweeg in ons harte en ons koppe eerste, sodat ons kan wees en doen wat u van ons vra. Ons gee onsself, Heilige Gees, ons wy ons aan u toe, sodat u met ons kan beweeg na waar u wil. Ons prys u naam. Amen. So ek wil hê jy moet so daar
iemand net by jou hê. As jy nie iemand het nie, moet jy maar omdraai net hou. So in die bank jou lyf omdraai. Kerkbanke is moeilik, maar ons kan dit doen 2 ten minste of 3 of 4 bymekaar. Dat ek wil daai skyfie opsit. Julle het nou vanoggend, die van julle wat vanoggend hier was, sou gesien het, ons het begin werk hier met die kinders met die jellymanne. En ons gaan 'n bietjie aangaan met die jellymanne. So as julle nou dink aan die kerk van die Here Jesus en julle kyk na daai jellymanne, wat sien julle? En ek wil hê julle moet gou vir mekaar sê wat alles, gebruik 'n bietjie julle verbeelding. Wat alles sien jy daar tussen daai jellymanne? Wat doen hulle nie? Hoe is hulle? Toe gesels dat is hoor. Julle moenie, hierso moet julle nou nie terughou nie. As jy die regte antwoorde gee, dan gaan drink ons sop, want dit is hier so 'n heerlike sop. So, dan is die kerk klaar. Wat sê julle, wat het julle gesien, dat ek gehoor? Wat doen daai jellymanne? Hoe lyk hulle kerk? Kom maar, hulle sê, hoe lyk die kerk? Nik? Sê gou, toe? Iemand sien hulle vorm kliks daarso. Hulle is verdeeld. Het julle dit gesien? Hulle het nie saamgestem en toe begin hulle geveg oor iets. Dis presies wat ons hier sien. Dit is 'n goeie ene. Wat is daar nog? Het julle gesien daai manne wat se rug gedraai is, né? Kyk van hierdie groenes kyk daai kant toe en daai groenes kyk, rooies kyk daai kant toe. Wat sien julle nog in daai jellymanne? Okay, is daar agter is 2 wat met mekaar praat. Ja, fantasties. Hy het by ons gee vir ons hoop, né? Daarom iets kan. Daar is altyd sulke brugfigure. Wanneer dit verdeel is, dan sien jy altyd daar's daarom 2 wat probeer en hulle sê, jy's hierdie ander is stupid, want hulle praat nie mekaar. So wat sien julle nog? Iets interessants. Dis vreemd, as 'n mens begin goed kyk, dan sien jy goed raak, nee, in die jellymanne. Jellymannetjies. Die jellymannetjies is yes. Het jy dit gesien? Ek is so bly jy sê dit, Annemarie, want selfs die 2 groepe, in die 2 groepe, is dit nie ook nie heeltemal soos dit moet wees. Die rooi is nie soos mense sou dink dit moet wees en die groen is ook nie. En dis wat verdeling doen. Verdeling korrupteer alles. Nee, verdeeldheid. Dis hoekom julle, as daar verdeeldheid is en ons het nou vanoggend daaroor gepraat, as daar verdeeldheid is in 'n gemeente of 'n geloofsgemeente, it's shutting down. Dit breek alles af. Die hele gemeente raak toksies. En dis hoekom jy dit nooit kan bekostig. Daarom is 'n klein, en onthou, dit gaan nou nie oor die 1 of 2 rooi en groen nie. Dit kan 'n klompie afskeidings wees. Ons sal nog kyk of ons sulke jellymanne sien in die week. Klein groepie wat een kant toe gaan, of wat ook al. Maar julle kan nou self dink, wat is die betekenis daarvan vir 'n gemeente? En terwyl ons praat oor die Heilige Gees se beweging, daai 2 groepe kan nie beweeg nie. Hulle staan waar hulle staan. Sien julle dit op, hoe staties is daai 2 groepe? Niemand gaan nêrens heen nie. Alright. So ek gaan vir julle elkeen, of as julle, sê maar 'n man en vrou is, vat jy net een. As julle
alleen is, dan kyk julle dat elkeen een kry. En dan, Marie, kom help gou, Andrie, kom help gou uit julle 'n bietjie. Wat sommer agter toe. Hierdie is net notas. Julle, ek hoef dit eintlik glad nie te gee nie. Dit is half onnodige notas, maar ek wil tog hê julle moet 'n papier hê om mee te werk. Dankie, Boet. Ek gaan deel 'n bietjie uit dat almal kry. So, een vir 'n huis en een per kop. Daar is ook een hierdie is net beginnotas. Maar ek wil jou gou daarna kyk. Hoe is dit? Is julle reg? Die wat oor is met 'n Gourits mond toe gaan môre, so asseblief. Nie te veel vat nie. Dis nog vir Gourits ook om 'n boekie. Ek gaan nou saam met julle gou inblaai daarin. Dankie. Dankie. Fantasties. Baie dankie. So, wat ons... Jesus, ek het nou die potlode vergeet. As iemand wil, wie is ons potlode? Jy kan maar opstaan en haal. Kry daar by André of haal. As jy glad nie 'n skryfding het, kry tog 'n potlood of 2. Maar ek gaan nou begin, want ons tyd loop. Die kinders kan solank vir ons hier en daar 'n potlood uitdeel. As jy klaar is met die potlood, moet jy hom net in die bank los, hoor. Dis Annel se potlode. Ek is bang vir haar. Ok, julle, so kom ons maak gou oop. Die eerste, as jy oopmaak in die boek, hierdie kaart wat hier is. As jy 'n Bybelstudent is, en ons gaan in die gemeente almal Bybelstudente wees, ons kan nie tevrede wees net met melkkossies. So ons kan nie net tevrede wees om by die kerk te kom en net 'n boodskapie te kry. Boodskapies maak mense geestelik dom. En ek is jammer om dit te sê, maar dit is 'n feit. En sê ek wat dit sê nie. Daar's baie goeie navorsing daaroor gedoen. Boodskapies maak gemeentelede dom. So net so lekker vinnige boodskap. So 'n shot in the arm, soos die Engels sê. Ek hoef nie te dink nie, ek sit net terug, ek kry net so 'n ligte ietsie. En dis net 'n lekker skootjie vir vandag en môre. Dit help mense geestelik groei. Dit is soos om pepermente te eet. Julle weet hoe so 'n peperment, jy eet hom en dan is hy klaar en dan beteken hy mos vir jou niks. Trouwens, as jy te veel daarvan eet, dan kry jy allerlei probleme met jou maag. Dis nie kos nie. Boodskapies is dikwels nie kos nie. Dit is net soos 'n peperment wat jy suig, is lekker vir die oomblik, maar dit het nie jy groei nie. So ons sal in die gemeente moet afsak in tekste in en begin beter verstaan hoe werk die Bybel. Beter en beter. En ons gaan een van die aande gaan ons 'n bietjie praat daaroor, oor die Bybel. Maar ek wil begin want hierdie kaart is so belangrik. Vir enige een wat die Bybel en die teks wil verstaan, die ware boodskap wil inneem, moet jy jouself plot in Palestina. En julle sien nou hierso lê die Middellandse See, hier in die ligblou aan die linkerkant. Julle weet tog immers waar is Palestina op die groot kaart. En in die tyd van Jesus het dit so gelyk. Daarbo was Galilea, hier in die blou Samaria en die onder Judea. Nou ek kan vir julle 'n ander kaart wys waar die 12 stamme gaan bly het destyds toe hulle in Palestina gekom het, maar dit is nou relevant. Wat hier belangrik is om te sien waar het Jesus gewerk en gebly. Nou kyk gou daarbo waar staan Lake Tiberias, Sea of Galilee, dis dieselfde ding. Die meer van Tiberias, See van Tiberias, See van Galilea is dieselfde ding. En dan sal julle sien daar's 'n plek met die naam van Kapernaum. Dis waar Jesus gewoon het. Waar sy huis, sy tuiste was daar. Ek was bevoorreg om te gaan kyk hoe dit daar lyk. En in al my omswerwinge in Palestina het ek vir myself gesê,
Ek was bewoer die hele dag, toe ek in daai strate geloop het. Dit is nie terrines, dis ek kamiertjies, wat nog oor is, maar toe ek daar loop, toe weet ek, dit is presies waar Jesus geloop het. En jy raak yskoud as jy daar loop, om te dink jy loop op 'n plek waar jy weet Jesus se voete het hy geloop. Ja, Kapernaum. Dan sal julle sien, waar's Kana, wat die bruiloft was. Julle weet wat die water in die wyn verander is, Nasaret. Wat het by Nasaret gebeur? Jesus het daar groot geword, né? En toe het hy later in Kapernaum gaan bly. So Jesus se grootste deel van sy bediening vind daar in Galilea plaas. Sien julle dit? Dis in die huidige Palestina of Israel gebied. Dan sien julle is daar Samaria, as daai blou gedeelte. Ek sal vir julle later verduidelik wie was die Samaritane. Die Jode en die Samaritane het glad nie goed klaar gekom nie. Maar kyk nou wat gebeur hierso. Elke keer as jy van Galilea af na Jerusalem toe gegaan, waar hulle hoofstad was, waar die tempel was, moes jy van Galilea af deur Samaria gaan. En as jy deur Samaria gegaan het, was jy volgens die Jodese reëls was jy onrein. Jy mag met niemand daar gepraat het, jy moet voor jou kyk en die pad kyk en stap en loop en klaar kry. Want met 'n Samaritaan mag jy nie praat, jy mag nie meng, jy mag niks doen. Want die Samaritane is vir die Jode almal onrein. Maar kyk nou na die kaart. Daar was geen manier om van Galilea af in Jerusalem, in die gebied van Judea te kom, as deur Samaria. So as ons nou lees, Judea, Samaria, Galilea, dan weet julle nou waar dit is. En hierdie kaart moet jy maar eintlik, as jy ons klaar is met die Pinkster, moet jy maar eintlik iewers in jou Bybel net hou by jou. Want dit is nogal belangrik om dit te sien. En die prentjie die hele tyd in jou kop te hê. OK, help dit? Iemand wat klaar dat dit help nie? Ag man, maar ek is vreeslik bly dit help vir almal. Goed, kyk gou binnekant die volgende bladsy. Ons tema is wanneer die Gees jou beweeg. Ons het vanoggend begin te sê, as die Gees jou beweeg, dan kyk jy anders na jou medelidmaat. Nee, ons het vanoggend dit baie duidelik gesê. So ons weet die Gees is God se beweging in die wêreld. Hy beweeg deur sy Gees met ons en hy maak ons deel van daai beweging. Onthou julle die 12 artikels? Ons bely, ek glo glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterwe, begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het, opgevaar het na die hemel en sit, aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Tot daar. Dan sê ons begin die 3de deel van die 12 artikels. Ons glo in die Heilige Gees. En wat doen die Heilige Gees? Ons glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Dis wat die Gees doen. Die Gees skep 'n kerk. En is 'n algemene kerk. Algemeen beteken is 'n kerk oor die hele aarde. Dis nie die NG Kerk of die watse kerk nie. Dis die kerk. In sy geheel. So, ons glo in die Heilige Gees en hy maak 'n kerk. En vanoggend het die Gees vir ons baie duidelik gesê, daai kerk se verbondenheid aan mekaar is krities belangrik. As daar nie 'n diep verbondenheid is, ons het dit nou weer gesê, 'n diep verbondenheid is aan mekaar nie, en die diversiteit opgaan in die geheel nie. Is dit nie 'n geesvervulde gemeente nie? Vriende, ek kan vir julle baie stories vertel oor gemeentes wat hulle nie self sou kon noem as geesvervuld nie, oor verdeeldheid. Right. So hoe werk die reeks? Jy ontvang 'n werkboek, jy woon die 7 byeenkomste of die dienste in die reeks by, jy lees vooraf die skrifgedeeltes vir die komende diens, so jy kan vanaand, môre aand so goed gaan lees. Daar's 'n raamwerkbladsy wat vir jou agtergrond gee. Die agtergrond is nie 'n preek of uitgewerk. Jy kan byskryf as jy wil. Jy kan sien daar sal goed wees wat die preek is wat in die
gedeeltetjie is, sê maar eerste byeenkoms wat daar staan, maar sommer net vir jou geheue, dat jy nie alles hoef neer te skryf nie. En dan tydens elke byeenkoms is daar 'n praktiese oefensessie oor verhoudings waaraan jy kan deelneem. Dit het ons sopas klaar gedoen met die Jellymanne. So ons gaan elke aand weer Jellymanne kyk. Is julle reg? OK. En jy bid daagliks dat die Heilige Gees jou sal deel maak van God se beweging. Daarsonder gaan niks gebeur. As ons nie bidend dit doen. So ons gaan kyk na skrifgedeeltes, Handelinge, en wat het ons vanoggend gedoen? Ons gesê, hoe lyk die Handelinge gemeente? Waar het hulle daar aangekom? Die Gees het hulle gedraai, hulle koppe na Jesus toe. Skryf groot neer in jou boek. Maak 'n merk asseblief daar by Johannes 15:26. Kyk wat staan daar. Dis krities belangrik dat 'n volwasse gelowige dit moet weet. Julle, as ons kinders van die Here is, daar sal seker goed wat ons tog moet weet. En kyk wat staan daar in Johannes 15:26. Wanneer die Parakleet, die advokaat, die Heilige Gees kom, wat ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader af uitgaan. Wat gaan hy doen? Die Heilige Gees, sê Jesus, hy gaan oor my getuig. Die Gees draai ons koppe na Jesus toe. Die Gees praat nie oor homself nie. En baie mense wil groot goed sê wat die Gees doen, maar die Gees laat ons kyk na Jesus. En herinner ons aan Jesus. So ons gaan kyk wat gebeur in Handelinge en waar kom dit vandaan? Hoe het Jesus ons daaroor geleer soos volg? En die hart hiervan is Handelinge 1:8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my disippels wees, julle my getuies wees in Jerusalem, die hele Judea, Samaria, tot aan die einde van die aarde. Gaan terug na jou kaart toe. Julle gaan my getuies wees, sê hy vir hulle, net voor sy hemelvaart, is hy by Jerusalem. Julle gaan my getuies wees hier in Jerusalem, Judea, in Samaria, gaan julle my getuies wees, daar waar julle nie mag gekom het, tot in die uithoeke van die wêreld. Alright. So vriende, vanaand gaan ons lees uit Handelinge 3, vers 1 tot 10, en ons kyk na daai vroeë kerk, hoe die Gees hom aan die gang gekry het, wat daar gebeur het, want daar het iets groots gebeur. Kyk, ouens wat bewegings bestudeer sê, daar is geen enkele manier hoe die kerk kon ontstaan het, sonder dat daar iets buitengewoon gebeur het. Daar moes iets ongelooflik gebeur het, om daai beweging in Palestina, in daai klein landjie, in daai plek, om daarvan af 'n beweging te kry wat 2000 jaar later oor die hele aarde gespan is. Daar moes iets massief gebeur het, iets totaal buitengewoon. En ons weet wat dit is. Dit is die opstanding. Iets buitengewoon. Alright, so kom ons kyk na Handelinge 3, dan lees ons eers net daar. Op die 9de uur, die uur van die gebed, was Petrus en Johannes na die tempelterrein op pad. 'n Man verlam van sy geboorte af is daarin gedra. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, bekend as Mooi Poort, om by die mense wat die tempelterrein binne gaan om 'n almoes te vra. Toe hy sien dat Petrus en Johannes op die punt was om die tempelterrein binne te gaan, het hy gevra om 'n almoes te ontvang. Petrus, vergesel van Johannes, het stip na hom gekyk en gesê, kyk na ons. Hy het toe na hulle gekyk in die verwagting om iets van hulle te ontvang. Maar Petrus het gesê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hy het hom aan sy regterhand gegryp en opgehelp. Onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring, regop bly staan, rondgestap, en toe saam met hulle die tempelterrein binne gegaan, terwyl hy loop en spring en God prys. Die hele volk het gesien hoe hy God loop en prys. Hulle het hom herken as die een wat by die Mooi Poort van die tempelterrein gesit het met die oog op die almoses, en hulle was vol verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Dis sommer hier in die begin, die Handelinge 2 het nog net vertel hoe die kerk begin het. Die volgende ding wat Lukas se Handelinge skryf, is hierdie storie van Petrus en Johannes, wat hierdie ou gesond maak. Ek wil ook jy ons moet so 'n bietjie gaan kyk na Markus 1, en ek wil julle moet gou so vinnig saam met my blaai deur die eerste hoofstuk van Markus.
Nou Markus vertel ons nog glad nie die geboorteverhaal van Jesus soos Matteus en Lukas nie, né? Maar hy begin sommer met die bediening van Jesus. Reg aan die begin hy sommer bang slap. Hoofstuk 1 vers 14 begin hy vertel van Jesus se bediening. En kyk gou wat daar in Markus 1. Die begin van Jesus se verkondiging, hy het gesê die bestemde tyd is vervul, die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle, glo die evangelie, die goeie nuus. Dan begin hy in vers 16 met die roeping van sy eerste disippels. Alright, nou kyk nou op die volgende bladsy. Dit is die tweede bladsy van Markus. Wat doen hy? Hy maak 'n besetene gesond. In die volgende stukkie, wat gebeur daar? Hy maak Petrus se skoonma gesond. Sy het geweldig gekoors en dan maak hy haar gesond. Dan preek hy in Galilea, let wel, julle weet nou waar dit is. Dan preek hy in Galilea, en dan wil ek gou daar, dan genees hy 'n melaatse. Julle weet wat die melaatsheid was, leprose, nee, dit is daai siekte, waar die ledemate so afval, en die ouens moes buite die dorp bly, hulle mag nie ingekom het, hulle was onrein, so uit buitekant die stad, en hy gaan, en wat doen hy met daai melaatse? Jy kan al lees. Hy doen die onmoontlike ding. Die ongehoorde ding wat 'n Jood in sy kop kon kry. Dit is net gek, so 'n Jood vir jou sê. Hy vat aan daai melaatse. Hy het ook gevat aan Petrus se skoonma. Toe hy genees. Die man is net ongelooflik. Hy's net anders, julle. Hy's ongelooflik. Dan sien jy hoofstuk 2, wie genees hy daar? 'n verlamde man. Dan in vers 13 sien jy hoe hy vir Levi roep. Levi is 'n tollenaar en 'n sondaar. Wat doen hy na hom geroep het? Hy sê van 2 woorde, ek dink nog altyd dis een van die mees fantastiese 2 woorde wat ek in die Bybel lees. Hy kyk vir Levi en dan sê hy vir hom, volg my. Levi is 'n tollenaar, hy sit by sy tafeltjie en hy wissel geld en hy vat taks. En hier kom hierdie man by hom en hy kom staan voor hom en hy sê vir hom net 2 woorde, volg my. Staan hy op, pak sy goed op en hy volg. Dis die gesag waarmee hy gepraat het. En wat doen hy? Want dan Levi is beskou as 'n sondaar en as 'n onreine. Wat doen Jesus? Hy doen die mees ongehoorde ding wat 'n Jood kan doen. Hy gaan by Levi aan huis. Hulle gaan 'n partytjie by Levi se huis. 'n Partytjie. Dis hoekom die Fariseërs sê later hy is 'n vraat en wynsuiper. Want hy gaan 'n partytjie by Levi se huis. Dan is daar gedeelte oor vastyd en feestyd. En Jesus wat die are pluk op die Sabbat. Weereens ongehoord, op 'n Sabbat mag jy nie are gepluk het uitgevryf het nie, maar hy doen dit, hy's in hulle gesigte. So Markus begin sy evangelie deur te vertel hoe Jesus eenvoudig alles omverwerp wat die Jode geleer het. Hy steur hom eenvoudig net nie aan hulle reëls nie. En daaroor moet ons vir mekaar vra, wat is die betekenis vir ons? Nou, ek wil gou ons moet saam kyk na hierdie tempel. André, dankie, as jy hom daar het. Dis is die tempel min of meer gelyk het. Hierdie is 'n skaalmodel, wat 'n sekere ou in die naam van Gerrit gebou het, maar dis 'n skaalmodel. Die tempel was so amper 190 by 190 meter groot. En die heel buitenste gedeelte, daar kon heidene kom. Laat ek net eers kom ons vat hom van binne af. Daai wit gedeelte daar binne was die allerheiligste. Dis die tempel van Herodes nou, né? Dis die een in Jesus se tyd. Die allerheiligste, en net voor dit was die tafels waar die priesters die offers verbrand het. Terloops, hulle het hele akwadukt aangelê met water om daai bloed te kan uitwas daar en so. Ja, en dan hier waar die ronde ding is, hier so in daai vierkant, was die voorhof vir die Joodse mans,
die besnyde mans, hulle kon daar tot daar by mekaar kom. Die priesters kon deurgaan, daar waar die tafels is, en in die allerheiligste kon die hoofpriester eenmaal 'n jaar ingaan, julle weet. Hier was die binnehof vir die mans, Joodse mans, dan daai gedeelte rondom was die gebied vir die hele volk, vir die vroue, almal kon daar buite om en dan die buitenste gebied was vir die heidene en vreemdelinge. En die een poort, ek kan hom nou nie op die foto sien nie, daar's een poort, mooi poort, waar jy van die buitenste gedeelte af kon ingaan in die algemene gedeelte, waar vroue ook kan ingaan. So, dis die tempel in Jerusalem, ongelooflike gebou, hy's klaar gebou in trend so 64 na Christus, en in 70 na Christus, het die Romeine hom afgebreek, tot op die grond. Julle weet die klaagmuur wat nou vandag al staan, is al wat oorgebly. Eintlik 2 mure daar. Alright, so, dis die storie. Nou wat gebeur het, of jy nou besny was of nie, maar as jy gestremd was, of jy was siek, kon jy nie ingaan, was jy onrein. Dan moes jy buitekant, in die buitenste gedeelte, kon jy dalk kom. Daar kon jy sit. Die verlamdes en die gestremdes, hulle kon daar sit en bedel. En almoses vra. Nou is die Heilige Gees uitgestort, nee. Hierdie nuwe kerk kom nou aan die gang, hierdie nuwe beweging. Julle het hom nou, nee, Handelinge 2. En hier is hierdie groot beweging, en daar is hierdie gemeente waarvan ons vanoggend gehoor het, wat in 'n nou verbondenheid met mekaar is, en almal gelyk is, en almal in hierdie diep verhouding met mekaar is, en mekaar ernstig neem, en mededeelsaam is, en so aan. En hier kom Petrus en Johannes, hulle gaan nou tempel toe. Daai klomp Christene is nog steeds gereeld tempel toe. En want hulle was gewoond aan die tempel, dis waar Jesus hulle baie keer onderrig het. Hulle gaan in by hierdie mooi poort, daar na daai binneste gedeelte toe, waar die vroue ook mag ingegaan het. En hulle stap, en by die mooi poort se ingang, sit daar 'n verlamde man, en hy bedel. Dis al inkomste wat hulle gehad het, hulle was toegelaat om te bedel, en hy bedel. En Petrus en Johannes is geesvervuld. En Petrus gaan staan by hierdie verlamde man. En die storie sê, hy het hom stip aangekyk. Maar hy doen nog iets. Want daai verlamdes en gestremdes, die blindes en die dowes, hulle mag nie eintlik in jou oë gekyk het. Hulle menswaardigheid was weg. So hulle het so gebedel. Maar Petrus dring daarop aan dat die ou opkyk en in hulle oë kyk. En oë ontmoet oë en deernis ontmoet behoefte. So. In die oë. En julle weet wat 'n verskil dit maak. As jy 'n vreemdeling gesien het. En daar was 'n oomblik wat jy in die persoon se oë kon kyk. Dit verander mos die situasie. En die grens word afgebreek. En hulle sien sy ware nood. En hulle herstel sy waardigheid, hulle lig sy ken op. Dit het hulle dikwels gedoen met die slawe, Jesus het dit gedoen, slaaf, jy ken opgetel, kyk op. Julle weet mos ons dit, ons maak ons kinders so groot. Nee, sê kyk op vir die oom, kyk in sy oë. Dis mos 'n teken van waardigheid. Sê kyk in ons oë. Ons sien jou vir wie jy is. En hulle herstel sy waardigheid. En hulle herstel ook sy bene.
En dan spring hy op en hy begin juig en jubel en hy hardloop in die tempel in, want hy kon nou in. Hy was besny, kon nou in. En hy gaan offer. Nou die Joodse opset was sy onreinheid dan weg. Hy het nou geoffer, nou is hy weer rein. So hy kry sy hele menswaardigheid terug. Maar wat met Petrus en Johannes gebeur het, die grens in hulle eie kop, die ou Joodse grens, van ek en 'n minderwaardige wat afkyk, daai grens was mos in Petrus se kop. Dis mos nergens anders nie, dis mos in hulle koppe, ingeprent deur daai reëls. Die grens is hier. En daai grens is afgebreek. Geesvervuld jou. Dis wat geesvervuld beteken. Geesvervuld. Vriende, beteken nie dat 'n mens nou so van die goed doen nie. Geesvervuld beteken in die eerste plek dat jy die grense, want ons almal het grense en ons wil grense hê en ons voel veiliger agter ons grense en ons koester ons grense, maar geesvervuld beteken dat jy grense in jou kop oorskry en beweeg ander kant daai grense asof hulle nie bestaan nie. Dis geesvervuld. En wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees herinner vir Petrus aan Jesus. Aan Jesus se respek vir mense se menswaardigheid. En Petrus het immers 3 jaar lank saam met hom geleef, hy en Johannes. So nou terug na Markus toe. Met gesag jaag Jesus die duiwels uit. Met gesag maak hy die skoonma van Petrus gesond. En hy vat aan hom. Ek bedoel, daai duiwelbesetenis, die Jode draai om hulle geloof. Gemaak letterlik of hulle nie sien nie. Om nie gekontamineer te word deur die mense. Jesus gaan en hy gaan tot by hulle en hy maak hulle gesondheid bevry. En Petrus Jesus maak Petrus se skoonma gesond. Hy vat hom. Sy het koors. Sy's koors. Sy het een of ander ding wat haar koors gee. As jy aan 'n sieke gevat het, was jy onrein. In en uit, dan is jy uit. Dan moet jy eers 'n offer om weer in te kom. So het hulle ook die tempel se hele stelsel aan die gang gehad. So ook 'n finansiële ding gewees. Moenie dink die goed is nie. Hulle het hom tol gehad. So dan gaan Jesus, hy maak hy melaatse gesond. Hy gaan vat aan die melaatse. Dit is wat hy doen is net ongehoord. Hy word nie onrein nie, die melaatse word rein. Deur sy aanraking. Hy raak aan hom. Nou begin die skares agter Jesus aanloop. Hulle drom saam, hulle sien wat hy doen en hier's 'n geroer in die samelewing, want hier's 'n Jood wat anders is en ander dinge doen en mense bevry en hulle menswaardigheid vir hulle teruggee en mense begin praat daaroor en die mense begin nou aankom na Jesus in hordes. Die man is net anders. Hy's net anders. Hy gee hoop. Hy gee ruimte vir sondaars, vir verstotenis, vir mense wat lank al opgegee het dat hulle ooit weer in die samelewing sal kan in. Sê hy, kom. Daai grense is almal in mense se koppe, maar nie in myne nie. Dis 'n grens hier, wat die Jode kom trek het en versterk het, eintlik om hulle eie posisie te verbeter en te versterk en in stand te hou, het hulle al daai grense, dit gaan alles oor hulle eie magsposisies, en Jesus koop die in daarop. En hy sê, kom, en hy maak mense vry. En hy haal hulle uit die boksies uit waarin die samelewing hulle geplaas het. Laat ek nou maar sê, daar moes mense gewees het wat gewonder het hoe die God is wat die boksies maak. Ek praat van ondervinding en julle sal weet wat ek nou vir julle sê. Daar moes ouers gewees het wat lief is. Wat lief was vir daai gestrem by die poort. Maar niks kon sê nie.
Jy moes stil bly. En na binne toe gaan. En net shut up. Terwyl sy broer buite bly sit. Dit moes iewers seer gemaak. Al die reëls, al die wette, al die skeidings in mense se koppe, hierdie fake skeidings. Dit moes seer gemaak het in daai samelewing. Maar niemand het 'n woord gesê nie, want daar was soveel mag wat dit afgedwing het. En hier kom Jesus en hy sê nee. Nee, kom ons maak dit oop. Kom ons breek dat deur. Hy kom wys vir hulle 'n ander gesig van God. En hulle volg hom. En hy kom by Leefie en hy roep hom. En Leefie weet, hy roep hom nie net vir 'n lekker staptoggie nie. Leefie sien, hy kyk hom in die oë. Leefie sien, maar hierdie man stel belang in my. Leefie het ook gehoor die roemers, hy het gehoor, en hy kyk en hy sien vir Jesus, en Jesus kyk stip vir hom en hy sê, volg my. En Leefie weet, hierdie man, kom maak my vry. Dis hoekom hy opstaan by sy tafeltjie en sy geldjies bymekaar maak en saam met Jesus gaan. Net 2 woorde. Die grense tussen outsiders en insiders is meestal in ons koppe, vriende. Is in ons koppe, in ons harte. Totdat Jesus by jou kom staan en sê, kom ek leer jou net nuut kyk. Die ou daar buite is my ou. Die ou aan die kant jou grens is my ou. Wat jy daar los. Hy maak die samelewing se oë oop vir vryheid en vreugde, vir ruimte van menswaardigheid. Ek kyk jou stip. Ek sien jou. Jy's God se mens. En wie ek hou van jou. Al is jy anders. Wanneer die Gees jou beweeg, breek hy die grense in jou kop af. En in jou hart. Dis soos dit hemel op aarde word, wanneer ons mense wat aan die ander kant grense lewe, optel in hulle oë kyk, hulle innooi, en dit letterlik, soos 'n stukkie hemel word. God se ruimte, wat inbreek in die wêreld. Die koninkryk kom nie wanneer die grense in ons kop verdedig word en in stand gehou word. Die koninkryk kom nie deur afskeiding en oordeel. Dit kom deur aanraking en bevryding. Dis hoe die koninkryk kom. Maak nie saak wat 'n ander idees en ideologieë en goed jy het nie, maar as gelowige wil ek sê. En dit moet tog ons eerste prioriteit wees, ons identiteit is tog in Christus. Maak nie saak wat se ander oortuigings jy het nie, maar as gelowige sê ek vandag vir jou, as jy 'n volgeling is van Jesus, as jy beweeg word deur sy gees, as jy oortuig is deur sy advokaat, dan breek jy deur grense en jy oordeel, soos hy gesê het in Matteus 7 vers 1, en jy maak vry. Ja, dan vind bevryding plaas. En as die vraag vanaand, beweeg die Gees in jou? En wat se grense is daar in my en jou kop? En wat maak skeiding tussen jou en enige iemand anders wat dalk op jou lewenspad is? En wat is daar? Dalk is dit 'n irritasie of 'n stukkie geskiedenis of iets, ek weet nie wat nie. Dalk is dit 'n oortuiging wat jy iewers aangeleer het of wat vir jou aantreklik gelyk het, waar jy ingeklim het sonder om regtig goed te dink wat die Heilige Gees doen met sy kerk se mense.
En ek wil geleentheid gee dat jy so 'n bietjie stil sit en dink. Jou oë toemaak in stilte. En dink, waar is daai grens in jou kop? En selfs vanaand al begin bid en sê, Heilige Gees, ek wil hê jy moet daai grens verwyder. Ek wil hê jy moet daai grens wegvat. Ek wil hê die Gees moet my beweeg. So ek gee geleentheid. Here, ons het gedink ons is reg vir die beweging. Maar ons besef is ook nie so maklik nie. Want die grense aan ons koppe is ou grense. Dikwels ou grense. En om vanaand hier op die 17de Mei van 2026 te sê, ek wil daai grense agterlos, afbreek. Is dalk nie so maklik. Dalk is die grense sommer hier soos tussen die jelly mannetjies hier tussen ons, Here, partykeer. Dalk lê dit op ander plekke, maar ons wil hierdie week begin bid. Ernstig bid vir die beweging van die Gees. Heilige Gees, Advokaat Gees, kom oortuig ons. Dat die grense nie die grense is nie, inteendeel. Dat U die redder en die vrymaker is. Kom oortuig ons. Kom oortuig ons, Here Jesus. Amen. Ons sluit met lied 439, kom ons sing dit saam. So julle moet nou jou boek vat en gaan lees sommer môre aan se ding en dan krap jy en ek gee glad nie om as julle die gedeelte voor uitlees nie, want ek sê daaroor goed, maar in die oomblik gaan dit nou nie so saak maak dat jy al van die goed weet nie. Ek probeer nie jou verras nie, so. Maar lees en krap so 'n bietjie en werk so 'n bietjie en maak 'n aantekening as jy wil en vat die goed huis toe, in jou hart bedoel ek. Ja. Lees die tekste asseblief, dit is goed. Dankie. Onthou die sop en broodjies na die tyd. Hoor, hier is lieflike sop. Moenie laat jy dit uitmis nie. Ons verwinnaars in
genade van ons Here Jesus Christus, die kruisgenade, die opstandingsgenade, en die liefde van God, wat geen einde het nie, wat die rots is waarop ons staan, en die teenwoordigheid, en die beweging van die Heilige Gees, wat ons nuut maak, is met jou, die Vader, Seun en Gees, sodat jy anders kan gaan lewe, sonder grense, getrou, gehoorsaam. Amen. Die Here seën jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede.